Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is maandagoggend en ons begin ook met 'n nuwe maand, die 3de maand. Die woord vir oggend wil ek vir jou bring uit Eksodus 34 vers 1. Toe die Here aan Moses gesê, kap vir jou 2 kliptafels soos die eerstes. Dan sal ek op die tafels die woorde skrywe wat op die tafels was wat jy verbrysel het. En hou jou gereed teen môre. Klim in die môre op die berg Sinaï en gaan staan daar by my op die top van die berg. Maar niemand mag saam met jou opklim nie. Laat daar ook niemand op die hele berg gesien word nie. Laat ook geen kleinvee of beeste teen die berg wei nie. Daar word altyd gesê dat ontbyt jou belangrikste ete van die dag is, wat 'n mens nie moet mis nie. Maar die heel belangrikste is, om die belangrikste een, wie die naam bo elke naam dra, te vys, voordat jy enige iemand of iets vys in hierdie dag. Ons kan nie verwag om 'n oorwinnaar te wees, as ons die dag in ons eie krag wil begin nie. Eers die tyd, waar jy en God kan uitruil, wat in jou hart aangaan, om te kan hoor, wat hy ook vir jou op die hart het. Moet met niemand eers ontmoet, vir iemand môre sê, voordat jy met die Here ontmoet het nie. Nie eers jou familielede nie. Moenie eers 'n kans vat, voordat jy jou voete uit die bed uitsit, jou eerste koppie koffie drink, op die selfoon kyk, voordat jy met Jesus ontmoet het, môre gesê het nie. Begin jou dag om hom te eer, as jy kan in daardie tyd, met God se woord ook, sodat jy daaruit kan raad kry, 'n boodskap vir die dag kan vat, en dan sal jy meer gereed wees vir die uitdagings wat elke dag bied, soos die woord sê, elke dag het genoeg kwaad van sy eie. Matteus 6 vers 34. Kwel jou dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Oggendtye, om wat verbryseld is, voor die Here te kan bring, waar Moses soveel woede in hom gehad het, en die goue kalf met daardie tablette gegooi het, daardie kliptafels gegooi het, wat die eerste kliptafels is, wat die wet van God was, wat hy gegee het vir ons, eintlik om te verstaan, hoe lief hy ons het, en wat hy ons vir ons wil doen, en hoe lief ons hom kan teruggee. Dat dit nie 'n wet was nie, maar dat dit 'n riglyn was. Tyd om op die berg te klim, met daardie groot struikelblok, wat voor jou lê, om te weet hierdie is die tyd tussen jou en die Here, om jou gereed te kry vir wat die res van die dag voor lê. En dit is wat ek vir jou vanoggend wil sê is, maak nie saak wat die mislukkings van gister was nie, wat gister gebeur het, wat in die verlede gebeur het nie. Net soos Moses glad nie daar die kliptafels weer kon herstel het nie, so het God vir hom nog 'n kans gegee, nuwe kans gegee, want dit is wat God se woord sê, sy liefde en trou is nuut elke môre. En soos wat hy vir God ontmoet het op die berg waar niemand was nie, so is dit ook jou tyd om te besef, net jy en jy alleen kan staan vir wat die Here vir jou in jou lewe wil doen. Om daarmee te kan sê, Here, vergewe asseblief my sonde. Here, kom maak U my asseblief heel in hierdie oggend. Kom genees my asseblief, Here Jesus, deur U eie wonde. Dankie Here, dat ek hierdie dag kan ingaan, omdat ek ontmoeting met U het, weet ek Here, ek het U klaar gevys, die naam bo elke naam, en daarom sal dit 'n goeie dag wees. Amen.